Dit is vandag Vrydag 28 November. Baie welkom by hierdie laaste luistermeditasie in Koninkrykstyd. Vanaf Maandag begin ons met ons meditasies vir Advent. Die skrifgedeelte waarby ons vandag gaan stilstaan is Lukas 23 vers 33 tot 43 en ons gaan dit lees in die 2020 vertaling. Terwyl jy nou tot rus kom, ontvang die geskenk van hierdie oomblik. Ontvang die geskenk van God se teenwoordigheid. Soos wat jou gedagtes tot rus kom, raak bewus van al die geluide om jou. Dalk die geluid van die voëls, motors, beweging. Erken alles wat jy hoor. En raak dan bewus van al die geluide hier binne jou. Voel alles wat jy voel. Moenie daaraan vashou nie, maar erken dit en laat dit weer gaan. En binne alles wat jy ervaar en voel, raak bewus van God se teenwoordigheid. Draai jouself na die lig en kom tot rus by God. Terwyl jy diep asemhaal, vertrou elke gevoel toe aan God en gee jouself oor aan die genesende werking van sy Gees. Here God, ek dors en smag na U, want U troue liefde is meer werd as die lewe. U is en was vir my nog altyd tot hulp, en in die skadu van die vlerke vind ek my diepste vreugde. Lukas 23 vers 33. Toe hulle by die plek kom wat Kobbeen genoem word, het hulle hom daar gekruisig. So ook die misdadigers, een aan sy regterhand en een aan sy linkerhand. Toe sê Jesus, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Hulle het sy boklere verdeel deur daaroor te loot. Die volk het gestaan en toe kyk. Die volksleiers het aangehou om smalend te sê, ander het hy gered, laat hy homself red, as hy die Christus van God, die uitverkorene is. Ook die soldate het met hom die spot gedryf, met die woorde, as hy die koning van die Jode is, red jouself. Bokant hom was daar ook 'n opskrif, hy is die koning van die Jode. Een van die misdadigers wat daar gehang het hom aanhoudend gelaster en gesê, jy is mos die Christus of hoe, red jouself en ons. Die ander een het hom egter bestraf en gesê, het jy nie ontzag vir God nie? Jy ondergaan per slot van rekening dieselfde straf. In ons geval is dit regverdig, ons word reg gestraf vir wat ons gedoen het. Maar hierdie man het niks verkeerds gedoen nie. Hy sê toe, Jesus, dink aan my wanneer U in die koninkryk kom. Jesus het hom geantwoord, ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Dit voel eintlik vreemd om hierdie tyd van die jaar hierdie teksgedeelte te lees. Maar wanneer ons dit doen, sluit ons aan by mense reg oor die wêreld wat juis in hierdie afgelope tyd Christus die koning vier. Saam hierdie woorde lees om
na te dink wat dit beteken, dat Christus die koning is. Wat het jy vandag in hierdie teksgedeelte gehoor? Watter woord of gedagte het met jou gepraat? Of watter vraag het dalk by jou opgekom? As ek nadink oor hierdie teksgedeelte en Christus se heerskappy op aarde, dan kan ek nie anders as om te dink oor hoe ek baie maal in my volgelingskap van Christus 'n stempel probeer druk op iets, deur Christus se naam daarop te skryf en dan op die ou end juist dit te doen waarvoor Christus nie gekom het nie. Dat ek in my pogings om goed te doen, juist die verpletter wat reeds op die kantlyn is. Want die woord heerskappy beteken tog op 'n manier heers, beteken ek daag ook maar op met mag en krag. Dis die patroon wat ek met die beste bedoelings soms in verval. Ons as kerk en as geroepenes van Christus het nog altyd gefloreer wanneer ons eintlik maar onindrukwekkend was, swak, gebroke, afhanklik, daar aan die rand van die samelewing. Maar ek dink dit is vir ons moeilik om daar te bly, om te voel ons word misgekyk. Ons wil regtig 'n verskil maak en dit kom met goeie bedoelings en die wêreld in Christus se naam te verander, maar dan maak dit soms dat ons terugbeweeg na die middelpunt, waar ons dink alles draai eintlik maar om ons of hang van ons af. Ons probeer om ons sin te kry in Jesus se naam. En dan raak ons eintlik presies dit waarteen ons in opstand is. Maar die Bybel vertel 'n ander storie, waar mag deur swakheid kom en lewe deur dood en 'n God wat neerdal en een van ons raak in nederigheid. En hy roep en hy nooi, daal af saam met my in berou, in nederigheid, in liefde en in selfverloning. Dit is die hart van waaroor ons geloof gaan. So wie red ons daarvan om in die middelpunt onsself te laat geld? Alleen die een wat werklik mag en alle voorregte prysgegee het, wat bereid was om te sterf, al was en is hy die bron van lewe. So die vraag is, hoe stem ons hart in op daardie noot van wie Christus is? Wat sal dit vir jou beteken om Christus op hierdie pad te volg? In vers 42 sê die een misdadiger wat langs Jesus hang, Jesus, dink aan my wanneer u in die koninkryk kom. En Jesus het hom geantwoord, ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Dink net, in hierdie oomblik, waar Jesus vasgevang is in die kloue van 'n sadistiese soort wreedheid wat ons nooit sal kan verstaan nie. In die dieptes van vrees, gee Jesus woorde van vertroosting.
Aan die uiterste punt van sy verlatenheid, hier aan die kruis, onder die gewig van eensaamheid, raak Jesus 'n vriend. Hier in die kake van lyding, van swakheid, waar hy besig is om te sterf, kyk Jesus steeds met soekende oë waar hy kan omgee. In die greep van donkerte wat na hom terugstaar, waar sy vriende, ek en jy, ons rug op God draai, skenk hy vergifnis. Die opstanding breek reeds in hierdie oomblik aan vir die misdadiger langs Jesus. Dit breek aan vir my en jou weer vandag. Opstanding is die chemie van genade. Alle ewigheid teenwoordig in die groot en die klein oomblikke wat vandag voorlê. En om dit vandag saam met my te dra, hierdie dag in te dra, hoe ek my tyd spandeer, is hoe ek my lewe leef. Wat getuig dit van die opstanding van Christus? Want presies hier, in wanhoop se grond lê hoop se saad en wag. In lyding is daar liefde. Selfs midde in die hel breek die paradys deur. Jesus kondig dit hier en nou weer vir ons aan. Ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Wat het vandag in jou binneste beweeg tydens hierdie meditasie? Praat met die Here daaroor. Here, hierdie tyd van die jaar is ek altyd bewus van hoe vinnig tyd beweeg. By tye maak dit my angstig dat alles soos in 'n droom verbyskiet, maar ek dink ook terug aan hierdie jaar met soveel dankbaarheid. Ek is ook bewus van die klein tyd wat ek op aarde deurbring. En ek voel maar bietjie onseker en moedeloos soms, dat ek dink ek so min van die moontlikhede wat U oor my pad bring, werklikhede maak. Here, dankie dat U so tussen die halfklaar mure van my lewe kom staan, nie met 'n weegskaal nie, maar met U sagte teenwoordigheid. En Here, wanneer ek vandag my blind staar teen kleinheid en tekorte, mag U Gees my kom vul met vrede. Mag dit my oë verhelder en my ore oopmaak, sodat ek U belofte helder en duidelik kan hoor. Moenie bang wees nie. Ek is by jou. Ek kom bid dat U my werk, my huis, my verhouding sal vul met die vrede wat U beloof. 'n Vrede wat nie wankel soos my emosies en omstandighede nie, maar op my kom rus soos 'n sterk hand op my skouer. Here, dankie dat U opstandingskrag in my leef. En maak my vandag bewus van hoe die paradys oral om my reeds oopbreek. Amen.